Goeiedag en welkom by nog 'n aflewering van Bybel in Konteks. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor 'n baie interessante gedeelte in die boek Rigters wat gaan oor 'n man met die naam Jefta. Nou kom ons begin so, wie was Jefta? Jefta was 'n rigter in die tyd van Israel, maar sy verhaal is nie jou tipiese verhaal van 'n rigter nie. Jefta was die seun van 'n prostituut en sy pa was Gilead, en toe sy pa nou later seuns het by sy vrou, toe die seuns groot word, toe hulle nou vir Jefta weggejaag en hy toe nou eintlik al van die huis al weggevlug, en hy het met 'n klomp redelike rowwe vriende betrokke geraak, het eintlik die leier geraak van die groep, en later aan toe hulle moeilikheid kry van die Ammoniete, toe kom hierdie klomp van Gilead af, die Gileadiete, en hulle het eintlik nou vir Jefta nodig, en hulle sê vir hom, kom help ons, kom sorteer vir ons hierdie Ammoniete uit, en hy sê, hy is bereid om dit te doen, maar as hy die leiding gaan neem, en vir hulle in die bres gaan tree, wanneer hy dan oorwinning behaal, of wanneer hy dan hulle probleem uitsorteer met die Ammoniete, dan moet hy die leier van hulle bly, met ander woorde, dan moet hulle hom herken, so hy gaan half sy statusposisie wat hy dan nou verwerf het, wil hy dan nou verder hou. En aanvanklik begin hy om eerder deur diplomatiese prosesse die probleem uit te sorteer. En wat gebeur is hy is nie suksesvol nie, dis baie duidelik dat die Ammoniete nie deur diplomatie die moeilikheid gaan laat staan nie, en op die ouene gaan hy en sy manne moet oorlog maak teen die Ammoniete. Nou wat hy doen is, hy maak 'n gelofte aan God, dat sou die Ammoniete in sy hand gegee word, dan sal hy die eerste ding wat uit sy huis uitkom, sal hy aan God offer. Nou dis 'n baie onverantwoordelike belofte wat hy gemaak het, maar nogtans is dit die besluit wat hy gemaak het, dis die gelofte wat hy maak. Hy gaan dan in oorlog in en hy verslaan dan die Ammoniete, en die oomblik toe hy weer by die huis aankom, is die eerste wat deur sy deur kom, is sy dogter. En hier vind ons dan nou 'n baie interessante dilemma. Die vraagstuk wat ons nou gaan kyk is eintlik maar, het Jefta dan nou sy dogter geoffer, met ander woorde het hy haar geslag en geoffer, doodgemaak, of is daar 'n dieper, 'n ander betekenis wat ons in hierdie Bybeldeel kan optel, al dan nie? Nou dis 'n interessante vraag wat eintlik deur die eeue heen al gevra is. In die vroeë kerk was daar die siening gewees onder mense soos Origenes en Jerome en Augustinus en Chrysostomus. Hulle het almal gesê, maar hy het sy dogter letterlik geslag. Nou, daar's 'n paar probleme met daai siening, alhoewel dit 'n letterlike interpretasie is van dit wat die teks dan nou sê, dat hy sy dogter geoffer het, in ander woorde, hy het haar dan nou keel afgesny ensovoorts. Ja, dit hou aan die letter, maar dit veroorsaak verskeie ander probleme. Byvoorbeeld, in die Bybel is dit nie toelaatbaar om iets wat onrein is aan God te offer nie. Jy kan byvoorbeeld nie enige van die onrein diere, jy kan byvoorbeeld nie 'n vark aan God geoffer het nie, jy kan nie 'n donkie aan God geoffer het nie. Maar die Bybel wys wel vir ons dat daar regulasies was om sulke dinge te hanteer. As jy byvoorbeeld 'n donkie gehad het, as jy nou 'n klomp esels gehad het en jy wou een van die esels dan nou eintlik gegee het as 'n offer, dan kon jy hom uitgeruil het vir 'n ander dier. Jy kon byvoorbeeld 'n donkie geruil het vir 'n skaap. So jy ruil die onrein vir iets wat rein is. Maar nou in die streng gesproke klassifikasie van rein en onrein, sou 'n mens geklassifiseer word as iets wat onrein is. Waarom? Want rein en onrein word bepaal deur die hoef en of hulle herkou of nie herkou nie ensovoorts. Nou uit die aard van die saak, 'n mens is nie volgens daai klassifikasie iets wat rein is nie, maar nou kan jy ook nie daai mens sommer net uitruil vir 'n dier nie, want sy belofte was op die ouene tog eintlik dat hy sy dogter nou gaan gee. Nou ons kry 'n soortgelyke geval waar Abraham nou sy seun moes offer, maar
In daai geval was dit 'n direkte opdrag van God en God het dit nie laat deurvoer nie, maar God het selfs dan nou het self 'n ram verskaf in die plek van Isak. In hierdie geval kry ons dit nie. Dis eintlik baie interessant wat die teks hier vir ons sê. So ek wil graag hê ons moet so 'n stukkie hieruit lees. En ons begin te lees by Rigters hoofstuk 11 vanaf vers 29. Toe het die gees van die Here op Jefta gekom en hy het oorgetrek na Gilead en Manasse en verder deur na Mispe in Gilead. En van Mispe in Gilead het hy deurgetrek na die kinders van Amon. So hierso is ons so bietjie terug in die gebeure. Hierso gaan ons nou sien wat gebeur tydens hierdie veldslag. Het sê dan, en Jefta het aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê, as u werklik die kinders van Amon in my hand gee, dan sal wat uitkom, wat uit die deure van my huis uitkom my tegemoet, as ek in vrede terugkom van die kinders van Amon, aan die Here behoort. En ek sal dit as 'n brandoffer bring, met ander woorde, dis nie net, dit sal in die Here behoort nie, hy sê spesifiek, ek sal dit bring as 'n brandoffer, met ander woorde, die onus is daar om daai, wat dit ook al is, wat eerste uit sy deure uitkom, dit sal hy as 'n brandoffer bring, met ander woorde, slag en offer. Vers 32. Daarop het Jefta deurgetrek na die kinders van Amon en teen hulle geveg, en die Here het die kinders van Amon in sy hand gegee. En hy het hulle verslaan van Aroer af in die rigting na Minit, 20 stede, en tot by Amal Keramim, 'n baie groot slag, sodat die kinders van Amon verneder is voor die kinders van Israel. En toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juis uit hom tegemoet met tamboeryne en koordanse, en sy was 'n enigste kind. Hy het geen seun of dogter buite haar gehad nie. Nou hier is dit belangrik om te verstaan wat sy doen. Dit was die gebruik kultureel, dat wanneer jou volk, jou nasie, jou familie, as hulle daarbey betrokke was, 'n groot veldslag gewen het, dan gaan jy nou uitkom met tamboeryne en jy gaan bly wees en jy gaan al feesvier daaroor, en dis presies wat dan nou hier gebeur. So sy dogter kom uit, en die teks maak dit baie duidelik, sy is die enigste kind, hy het nie ander seuns nie, hy het nie ander dogters nie, sy vrou word glad nie in die teks genoem nie, so mens weet nie, het hy 'n vrou gehad wat miskien oorlede is, of leef sy nog, en die teks noem haar bloot net glad nie, mense is onseker van dit, maar die feit van die saak is, dat daar geen ander kinders vir hom is nie, sy is 'n enigste kind. Dan sê die teks in vers 35, en net toe hy haar sien, skeer hy sy klere en sê, ag my dogter, jy druk my heeltemal neer, en jy stort my in die ongeluk, want ek het my mond geopen teenoor die Here, en ek kan nie terugtrek nie. Ander woorde, daar waar sy uitkom in vreugde, veroorsaak sy nou weer aan sy kant, laat hy 'n bedruktheid voel oor dit wat hy nou beloof het. Dan sê die teks vir ons daar, en sy antwoord hom, my vader, as u mond geopen het teenoor die Here, maak met my soos uit u mond uitgegaan het, nadat die Here u volkome wraak verskaf het op die vyande, op die kinders van Amon. Verder het sy vir haar vader gesê, laat dit my toegestaan word, laat my 2 maande vry, dat ek kan weggaan en afdaal na die berge, en my maagdelike staat beween, ek en my vriendinne. Nou hierdie is baie interessant en insiggewend. Sy kom en sy sê, pa, dit wat jy aan die Here beloof het, dit moet gebeur, maar gee my 2 maande, dat ek en my vriendinne my maagdelikheid kan beween. Nou moet ons osself afvra, maar waaroor gaan dit dan nou? Want as hierdie gedeelte vir ons wil sê, dat sy letterlik gaan sterf, dan moet hulle sekerlik haar lewe beween, hoekom dan nou haar maagdelikheid beween? So dit gee al klaar vir ons 'n aanduiding, hier is miskien iets anders aan die gang, maar kom ons gaan terug na die teks toe. Het sê in vers 38, en hy sê, gaan, en hy het haar vir 2 maande laat gaan. Sy het toe weggegaan met haar vriendinne,
en haar maagdelike staat op die berge beween. En aan die eind van die 2 maande het sy na haar vader teruggekom, en hy het die gelofte wat deur hom gedoen is, aan haar voltrek, en sy het geen man beken nie. En dit het 'n gewoonte geword in Israel, dat die dogters van Israel jaar vir jaar heen gaan om die dogter van Jefta, die Gileadiet, te besing, 4 dae in die jaar. Nou daar eindig hierdie verhaal. Let mooi op, vir 'n tweede keer praat hulle van dat hulle haar maagdelikheid beween, nie haar lewe nie. Nou hierdie is 'n redelike sterk aanduiding dat die manier hoe hierdie Bybelgedeelte vandag geïnterpreteer word, miskien meer korrek is as wat die vroeë kerkvaders dit beskou het. So wat hier gebeur is dat, waar hy nou weer eintlik aansien in die samelewing bewerk het deur die Ammoniete te oorwin, en haar hoop was ook vir sy nageslagte om daai aansien te kan behou, gaan hy dit nou verloor weens die onverskillige gelofte wat hy aan God gedoen het, want hy het net 1 dogter. So vir hom om 'n nageslag te hê, gaan sy moet trou, sy gaan haar maagdelikheid moet verloor, kinders hê en, dis die enigste manier hoe hy 'n nageslag gaan hê, want hy het net 1 kind. En dit wil voorkom asof sy dan nou totaal en al aan God gewy word. Nou wat tipies in so 'n geval sou gebeur, as dit 'n man was, is dat hy na die tempel toe sou gaan, soos wat ons sien, byvoorbeeld met iemand soos Samuel. Nou, Samuel is dan toegewy aan tempeldiens, maar vrouens het nie ten volle daai vlak van tempeldiens gehad nie. Hulle mag nie 'n amptelike amp in die tempel hê nie, maar daar is tog hier en daar 'n aanduiding in die Bybel dat hulle meer 'n ondersteuningsfunksie gehad het, nie 'n amptelike amp nie, maar dat daar sekere werkies is wat hulle daar rondom kon doen, en omdat sy ten volle toegewy is aan daai werk, kon sy dan nou nie trou nie. Met ander woorde, daar's 'n alternatiewe manier van om iemand te offer. Dis nie noodwendig dat die persoon doodgemaak word nie, die persoon kan ook deur die toewyding van hulle lewe geoffer word. Nou waarom is hierdie 'n lewensvatbare, definitief moeite werd alternatief om te oorweeg? Nommer 1, die aspek van, as sy letterlik geslag sou word, is dit eintlik om haar lewe te neem wat gaan teen die 10 gebooie. Nommer 2, sy sal nie 'n geldige offer kon wees aan God nie, want jy kan nie 'n onrein wese aan God offer nie. En derdens, ons sien in die Ou en in die Nuwe Testament dat mense as ware geoffer word aan God deur hulle lewe in totaliteit aan die Here te wy. Ons sien byvoorbeeld dat Paulus by geleentheid skryf en hy sê vir Timoteus, ek word ook alreeds as 'n lewende offer uitgegiet aan God. Met ander woorde, dat dit eintlik 'n metafoor is, dat waar die dier letterlik sterf, is dit in hierdie geval 'n mens wat sterf vir die dinge wat hulle self sou wou hê in die lewe, soos wat sy dan nou haar maagdelikheid beween. Sy gaan nie die voorreg hê om 'n man se vrou te word en kinders te hê, 'n ma te wees ensovoorts nie. Sy offer dan as ware haar lewe op, maar sonder om haar lewe op te gee in terme van om te sterf. Hierdie alternatief is vir my definitief 'n heel, as ek die Engelse term kan gebruik, 'n viable oplossing, 'n lewensvatbare interpretasie van dit wat hier aangaan, en dit breek geen van die basiese Bybelbeginsels nie, terwyl die alternatief dat sy letterlik geslag word, nie sin sou maak in die konteks daarvan dat hulle nooit haar lewe beween nie, maar bloot net haar maagdelikheid beween. So, dis 'n meer geloofwaardige interpretasie van hierdie teks. So gaan lees dit gerus vir jouself, gaan kyk vir jouself wat jy daaroor dink, oorweeg die 2 alternatiewe, en ek glo dat die regte interpretasie hiervan is, sy het bloot net haar lewe toegewy. Tot 'n volgende geleentheid. Sterkte by die huis.